Welkom by Wie is jou tannie? Ek leer julle vandag so 'n bietjie wat is 'n karnivoor. Ja, 'n paar vragies wat mense gewoonlik vra rondom dit en net om vir julle 'n bietjie duidelikheid te gee rondom dit. Okay. So 'n karnivoor is iemand wat net diereprodukte eet. Okay, so dit beteken jy eet jou vleis, eiers, die vet van die vleis. Jy kan suiwelprodukte gebruik, so jou kaas as jy lactose intolerant as jy lactose kan hanteer. Dan kan jy jou suiwelprodukte inbring, so dis jou kaas in enige formaat en dan jou room en jou melk. Okay. So wat ek gewoonlik mense vra altyd, hoe kan jy net op karnivoor wees? Hoe kan jy net diereprodukte eet sonder om enige fiber in te neem? Nou ek is nou al 4 jaar wat ek so eet en glo vir my darm was nog nooit so gesond soos nou nie. En die model werk net. Jy sien dit met elke kliënt dat die heel eerste ding wat vir hulle beter raak is hulle darm en hulle raak gemaklik, nie? Dat jy nie daai darmsensitiwiteit het nie. Vir party vat dit bietjie langer as vir ander. Dit hang af jy weet waar hulle tans is in hulle siek wees of as hulle net gewoonweg bloated is, dan ja, dit gaan sommer baie vinnig weg. En van my kliënte wat al deur dit was of dit ervaar het, is baie welkom om hier te comment en om net te sê, yes, dit is regtig so. So ja, die feit dat ons fiber nodig het, dit is nie waar nie. Ek sal vir julle, dit is te lank om op elke ding in te gaan. Ek moet dalk video's apart maak vir elke dingetjie, maar ek sal vir julle links hierby sit waarin julle kan bietjie gaan kyk en gaan luister hoekom ons nie fiber nodig het nie. Okay, so in die eerste plek, ek was vir jare op 'n hierdie hoë proteïen dieet. Die tipe dieet wat hulle vir jou gee as jy in die gym is en jy wil bietjie bou en jy wil bietjie lean word. So jy is meer op 'n hoë proteïen, lae vet, amper niks vet nie, en dan met al hierdie grane en goed nie. Nou dis presies wat my siek gemaak het. Dis al daai graan en oats en goed wat ek in my maag gesit het. My darm was so ontsteek gewees en ek het geen vette ingekry nie. En vet is ongelooflik belangrik vir jou. So ja, jou brein is gemaak uit vet. Jy het vet nodig, jou vel, jou brein, alles. So dit is hoekom carnivore en keto so fantasties goed is vir 'n mens. Want dit werk ook op 'n neurologiese gedeelte van jou liggaam en nie net, jy weet, liggaamlik en in jou darm en alles. Dit is so goed vir jou brein. So met carnivore, mense het die idee van, okay, ek eet al hierdie vleis, so jy dink dit is 'n hoë proteïen dieet, maar dit is eintlik aanvanklik 'n hoë vet dieet. Okay. So ek sal julle 'n bietjie wys. As jy op die app ingaan by Fat Secret en jy gaan sit jou kos in, dan sit jy nou, ek het nou vanoggend eiers, bacon en mins geëet. Vanmiddag eet ek 'n paar stukkies droëwors en vanaand eet ek choppies, né? Dan klink dit nou is al hierdie vleis so, nee, ek kan nie al hierdie proteïene inneem nie. Maar eintlik as jy gaan kyk op daai wielietjie wat jou ratio vir jou gee, dan wys dit die vetpersentasie is die hoogste van alles. Dan sê hier by die 70 en jou proteïene is hier by die 25 en jou carbs is hier by die 5%. So dis presies hoe dit eintlik moet lyk. Maar dan wanneer ek my kliënte het, nee, ons begin gewoonlik by keto, want carnivore is regtig 'n groot sprong om direk te gaan van 'n normale, ek eet nog broodjies en donuts en beskuitjies en pap in die oggende, van direk na net vleis toe nie. So ja, ons begin met keto want daar's baie meer opsies en jy kan nog 'n bietjie bak en brou op keto en daar's groente wat nog ingesit is. Jy weet, en dan kan jy geleidelik na carnivore toe gaan as jy sou wou. Dis nie noodwendig dat jy moet nie. En ja, net so vinnig, keto is ook hoë vet. Hulle fokus nie noodwendig op die vleis en die proteïene nie, maar op die ou einde van die dag fokus jy ook op jou vette wat hoog is. Alright, en dan wil ek net weer eens sê, mense skrik so vir vet. Jy kry slegte vet en jy kry goeie vet. As jy jou dierevette eet, dan eet jy die regte vet. As jy gaan slap chips en canola oil en margarine en sulke tipe goed gaan eet, dan eet jy slegte vette. Maar as jy fokus op jou avokado pere en jou neute en jou vleis se vetjies, laatjie, regte botter, regte plaasbotter, dan is jy op die regte pad met jou vette. Okay, so dan is dit geen grillerige storie nie. Dis die slegte vegetable oils wat sleg is vir jou liggaam en saam met die suiker. En dis wanneer mens begin sukkel met goed soos jou slegte triglycerides en cholesterol, nie? So een ander vraag wat mense gewoonlik vra, maar is al hierdie vet nie sleg vir my cholesterol nie?
Nou, iets wat jy altyd moet onthou, is jou liggaam het cholesterol nodig, okay? So ons maak 2000 mg cholesterol onsself elke dag wat jou liggaam maak. So jou liggaam het cholesterol nodig, maar jy moet altyd onthou, voor jy op enige cholesterol medisyne klim, hulle moet jou cholesterol toets in al 3 fases, jou LDL, jou HDL en jou triglycerides. Net jou triglycerides is die enigste ene wat moet laag wees, die ander 2 moet hoog wees. So as hulle 'n totaal vat van jou cholesterol en hy is hoog, dan sê hulle soos, jy moet op pille gaan, en weet jy wat, jy gaan net dementia kry van daai medikasie. Dit het soveel neeweffekte en Ken Berry het 'n fantastiese video daaroor, oor hoe dit eintlik net neeweffekte het en hoe dit glad nie iets aan die cholesterol doen nie. Die enigste ding wat jou triglycerides gaan afbring, is 'n gesonde hoë vet leefstyl dieet en goeie vette, nê, sonder die suiker. Suiker is die grootste probleem in vandag se lewe en dit word hulle gee die vleis die skuld en vet die skuld en dit is eintlik net die suiker en jou vegetable oils. So dis die goetertjies wat jy moet vermy. Ja, so ek begin met my kliënte, ons kyk na jou leefstyl, wat jy tans eet, wat jy geniet. Sekere goed moet obviously heeltemal uit as dit moet uit, maar ja, die plan is net as 'n leefstylverandering dat jy dit kan aanhou doen, is dat jy jou kosies bly geniet, nê? So mens bring goed in, vat goed uit, party mense doen okay op slaai, ander se maag blaas op van slaai. Jy weet, jy dink dat jy doen goed deur jy elke dag slaai te eet, maar in die meantime sit dalk wat jou darm ontstel. So ek leer jou net om beter keuses te maak rondom jou kos, en dan is dit nie, beteken dit nie, jy gaan nooit weer wortels eet of nooit weer 'n patat nie, daar is definitief 'n plek daarvoor, jy weet, jy maak op 'n naweek vir jou 'n lekker stew, en jy geniet dit, en jy het 'n goeie verhouding met jou kos, en jy dink goed oor jou kos, en jy is nie elke keer kwaad vir jouself, as jy 'n stuk koek geëet het, of jy was by 'n partytjie of by 'n troue, en jy het indulge en lekker hierdie kos geniet nie. Ja, die plan is, jy moet jou kos geniet, en 'n goeie verhouding hê met jou kos, sodat jy, jy weet, wanneer jy 'n bietjie kroek, geniet dit terwyl jy dit doen, maar moet dit nie elke dag doen nie. Ek sê altyd jy lewe op 'n 80-20, jy weet 80-20, 80% beteken as jy van maandag tot vrydag kan commit om regtig goed te wees by die huis, maar nog steeds jou kos te geniet, en op 'n naweek so 'n bietjie ietsiekie anders te doen, 'n drankie te geniet, of besluit jy gaan 'n chicken schnitzel eet, of jy gaan 'n stew maak met 'n patat en 'n wortel in, dan is dit goed, maar ek leer jou net wat se tipe groente en vrugte het lectins, wat jy moet probeer vermy meeste van jou lewe, en dan hoe om in die proses te kom van carnivore /keto anti-lectin. Okay, so ek het net baie kennis rondom die goed, en ek kyk maar vir elke kliënt van my, wat vir daai persoon werk en wat nie. Okay, so dit was nou so half in 'n nutshell, ek het eintlik lank gepraat, maar wat se ander vrae sal daar ook wees? Die cholesterol het ek so vinnig verduidelik, die fiber, ek sal vir julle die links hierby sit. Ander ding, vet is ongelooflik goed vir jou brein. Ek het dit al gesê, maar ek sê dit weer. Ons het dit so nodig, en hulle leer vir ons om al hierdie lae vet produkte te gebruik. Julle stop met die lae vet en gaan koop vir jou hoë vet goed, maar kyk vir no sugar produkte. Jy moenie suiker inneem nie. Dit is hoekom ons sukkel met velprobleme, met kinders wat ADHD het, wat sukkel, wat ooraktiewe breine het, en so aan. So die vetjies, geef jou kind eerder eiertjies en 'n avo in die oggend om te eet met 'n bietjie bacon, of maak dit seker hulle kry hulle avootjies, eiertjies en avos in steede van ontbytpap met melk en suiker. Daai goed beteken absoluut niks vir hulle nie, hoor. So, ja, ek hoop ek kon julle so 'n bietjie iets leer, maar ja, ek hoop julle het 'n lekker dag, en oor en uit van Wie is jou tannie by die huis? Bye!